Môre maat, ons is terug in Pretoria. Die winde daar in die Kaap was verskriklik, maat. Maar nou ja, ons dink spesiaal aan al die maatjies wat dit was 'n bietjie erg daar in die Kaap, né, wat 'n bietjie ontwrig was. Natuurlik dink die kinders is groot pret as hulle nou skool toe te gaan, né. Maar dit was eintlik groot moeilikheid. Maar nietemin, ons gaan nou vanoggend hier aan in Numeri hoofstuk 15 en dit gaan alweer oor gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. In Numeri lees ons van die Israeliete daar in die woestyn. En daar was baie voorbeelde van hoe Jahwe vir hulle sê hulle moet 'n ding doen. En wat doen Israel? Iets anders. Ongehoorsaam, né, Mia en hy? En wat doen pappa en mamma as ons ongehoorsaam is? Hulle raas met ons, in sommige gevalle as dit 'n ernstige oortreding is, dan kry ons vir siepsop en braaibout. Ken jy vir siepsop en braaibout? Dit is nou 'n pak slaag. Maar sommige oortredings is so ernstig, dat Vader Jahwe vir die Israeliete gewys het. Nou onthou nou, Vader Jahwe is Israel se God, en hy sê vir hulle die 10 gebooie, en julle onthou die 4de gebod op die Sabbat, dan mag jy nie werk nie, nie jy of jou esel of jou diere, almal moet rus, en hulle moet Jahwe dien, net saam met die priesters. Nou kan julle nou glo, hier in Numeri 15 op die einde lees ons van 'n man, wat hom glad nie steur aan die wet van Jahwe nie. Hy besluit, nee, Sabbat gaan hy nou uit, en hy gaan nou werk. Hy gaan nou 'n klomp hout versamel, dit wat Jahwe gesê het, hulle mag nie doen nie, dit gaan hy nou doen. En toe is daar iemand anderste wat hom sien, en hom vang, en hom na Moses hulle toe bring, en hulle sluit hom op in die gevangenis in die tronk. En hulle vra vir Vader Jahwe, Vader Jahwe, wat moet ons doen met hierdie man, wat as prins u wette oortree, wat as prins doen wat hy wil, maar, en daar kry hy die ergste straf, die doodstraf. En hulle moet hom doodmaak, dat die hele volk kan sien, hulle moenie met Vader Jahwe se wet speel nie, hulle moenie maak wat hulle wil nie, hulle moet gehoorsaam wees. Maar, Vader Jahwe is baie liefdevol, maar as hy praat met ons, luister. Dan wil ek eers 'n bietjie verder gaan hierso, en dit gaan oor hulle kleertjies. Ek sien hulle het mooi kleertjies aan, né? Dit voel lekker. Ons hou van klere, né, Heinrich? Ons kyk baie na ons klere. En Vader Jahwe sê toe vir Israeliete, maar hulle moet aan hulle kleed 'n klossietjie maak, soos 'n bloeiseltjie, en dan 'n persdraadjie daardeur sit, wat baie mooi lyk. En elke keer as hulle nou die tosseltjies of klossietjies sien, dan moet hulle onthou, dat hulle Jahwe se kinders is, en dat hulle die gebooie en die wette van Jahwe moet onthou en dink. So dit was 'n slim plan gewees wat Vader Jahwe gegee het. Nou, nie net as jy na jou eie klossietjie kyk nie, en mense is mos maar nuuskierig, jy kyk wat het ander ook aan, en hoe lyk ander se klossies, en as jy daai persdraadjie sien, dan onthou jy van Vader Jahwe se wet, want Vader Jahwe sê so mooi aan die einde van Numeri 15, papas en mamas, lees dit vir die kinders, dat die Israeliete is Jahwe se volk, Jahwe is hulle God, hy het hulle lief, hy het hulle verlos uit Egipte, so hulle gedagtes moet gedurig by Jahwe wees. So elke keer as die Israeliete so gekyk het, en hulle sien die klossietjie, dan onthou hulle, ja, ons moet Jahwe se wette oordink. Maar ons kan vandag vra dat die Heilige Gees ons help, ons hoef nie klossietjies te maak, of goedjies te bandjies of so nie, ons weet dat ons is nou 'n tempel van Jahwe se Gees, en ons kan in die oggend vra, Vader Jahwe, help my vandag om baie aan u te dink, dit wat reg is, dit wat goed is, en help my om te onthou, dat ek moet gehoorsaam wees. Kom ons sê dit met trompet. Dankie Vader Jahwe vir u woord, baie dankie dat u vir ons leer om u lief te hê, met alles wat in ons is, en nie halfhartig nie, en gehoorsaam te wees. Dankie dat ons u kan vra, om ons die krag te gee om gehoorsaam te wees, en baie dankie dat Yeshua vir ons gesterf het in ons plek, vir al ons sondes, en nog opgestaan het, en dood oorwin het. Amen. Tot ziens maat, tot volgende week, en sterkte vir die wat al eksamen skryf die week.